Môre broers en susters, ek groet julle in die kosbare naam van Jesus Christus. Hy leef, hy het opgestaan. Hy sit aan die regterhand van God. Prys die Here, halleluja. En ek lees vanoggend vir ons uit 1 Johannes 2, vers 20, wil ek gou vir ons lees. Hy sê hierso, en julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Dis God se salwing. En in the Amplified said it, but you have an anointing from the Holy One. You have been set apart, specially gifted and prepared by the Holy Spirit. And all of you know the truth because He teaches us, illuminates our mind and guards us from error. Halleluja. Hier sê dit, ons het 'n salwing. En julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Halleluja. Want hierso sê in die Amplified, die Heilige Gees, He teaches us, illuminates our minds and guards us from error. En hoekom ek vanoggend oor hierdie praat is, ons moet glo dat die salwing van die Here op ons is. En ek praat nie van ons pastore en ek het niks teen dit nie, maar ek praat nie van ons pastore, ek praat van ons gewone mense. Ons gewone mense wat kerk toe gaan en die Here dien in gees en in waarheid. Laat ons moet net weet, ons het ook 'n salwing, ons is ook gekies om 'n deel te vorm van God se liggaam, om ook mense te kan stig en ook stigting te kan ontvang. Dit is nie net die pastoor se werk of die geleerdes nie, dit is ons in ook, want hy gee dit vir ons en die Heilige Gees leer ons, so ons moet die Here vra, Here, wat is ons salwing, Here? Wat is ons roeping, Here? Wat is ons bediening? Want so ook het die Here ons in ons gemeentes geplaas, laat ons deel van daai liggaam moet wees. Maar ons moet die liggaam opbou en stig, en so ook moet ons ook gestig word deur ander lede van die liggaam. So moenie dink, ons is nie die moeite werd nie, because we are worth it. Jesus sê op die kruis, dit is volbring, ek het die volle prys betaal. En ek wil dit by julle los en vasmaak. Laat weet net, ons is almal gered en geroep met heilige roeping. God het ons geroep en ons gered. En al gee jy jou woord van kennis, profesie, tale uitleg, al die gawes van die Gees, vra hom wat dit is, vra hom wat is jou deel daarin en in die liggaam, want ons kan nie, ons moet mekaar stig, en die mense moet weet dat God leef, Jesus leef. Ons het nou die naweek, gister was opstanding Sondag, but if we don't talk or do his works, then he's dead to us. Verstaan julle, dan trek ons almal ons rouklere aan en ons hou begrafnis, want dan is ons God dood. So ons moet die wêreld daar buite wys, as die Here vir ons 'n woord van kennis gee, en openbaring, moet ons dit deel met die mense, want ons mense daar buite wat bid en vra, en as ons stil bly, en nie profeteer of praat nie, dan dink hulle ons God is dood en die Here lewe nie, en hy antwoord nie hulle gebede nie. So luister na sy stem en as hy praat, wees gehoorsaam. Die Here eer gehoorsaamheid. God honors obedience. Wees gehoorsaam. Ek seën julle, mag die Here julle vooruitgang hierdie week. En onthou, julle is die kop en nie die stert nie. Julle gaan net boontoe en nie ondertoe nie. En julle is nageslag van Abraham, en Abraham se seun is julle sin. Ek loof en prys die Here vir hierdie geleentheid, en ek seën julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, laat dit met julle goed gaan. Geseënde week.